Goeiemôre aan julle almal, dit is maandag die 23ste en ek gesels heerlik met jou. Daar's twee woorde wat my vandag nogal trek. Woorde is kragtig, is dit nie? Woorde het betekenis, woorde het diepte. Woorde kan bly maak, woorde kan seer maak. Maar die woord van God is altyd daar om ons te bekrag, te bemoedig, te versterk, hoop te gee. En daar's twee woorde wat vanmôre duidelik na my toe kom, wat ek vanmôre wil jou gee. Nou, hierdie is 'n moeilike enetjie. Daar gaan nie altyd goeie dae met ons wees nie. En dan het ek en jy keuses om te maak in slegte tye. Ja, my pa het altyd gesê, in slegte tye moet jy goeie besluite neem. Want dis baie keer as 'n ou in slegte tye kom en jy neem sommer 'n ou stupid besluit, dat jy na die tyd besef, ek moes nooit daai besluit geneem het nie. So ek wil vandag vir jou raad gee, dat jy in slegte tye goeie besluite moet neem. Nou, hier kom hy, daar's 'n ou Bybel hoofstuk in die Bybel met die naam van Habakuk. En baie van julle weet, die oomblik as ek gaan praat oor Habakuk, dan weet ons dadelik die volgende. Kom ons gaan gou kyk. In Habakuk 3 vers 17 sê hy, alhoewel, hier kom hy, alhoewel, wat beteken alhoewel? Al gebeur dit nie, al is dit nie wel met my nie. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel sal lewer nie. Die kleinvee in die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle kan wees nie. Het jy mooi gehoor wat ek sê? Ek gaan dit gou herhaal. Ekskuus, ek dink nie jy is onnoosel nie, maar ek wil hom net vir jou wil sê, hoe sleg gaan dit met 'n mens? En ek neem aan hierdie ou is 'n boer. Hy sê, die drag van die olyfboom, daar's geen vrug nie. Hy sê, die saailande het geen voedsel nie. Hy sê, die kleinvee, die kraal verdwyn, hulle steel het. Geen beeste in die stalle nie. Dan gaan dit met jou sleg. Dan kom die volgende woord, alhoewel, die tweede ene, nogtans. Nogtans, al gebeur al hierdie goed met my, nogtans. Ek gaan dit weer sê, nogtans, sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van 'n herte en hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier sê hy dit. Wow, alhoewel, nogtans sal ek jubel in die Here. Grootste karaktertoets in jou lewe as dit met jou sleg gaan. Here, ek verstaan nie, ek weet nie hoe dit werk nie. Here, daar is nie finansies nie. Here, hoe gaan ek my huis betaal? Here, hoe gaan ek? Here, maar ek kies om U te loof en te prys. Dit is die grootste vorm van karakter. Ek wil dit vanmôre met jou deel. Kom ek bid saam met jou. Here, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons U kan loof en prys. Here, ek bid vandag vir iemand. Here, alhoewel dit sleg gaan, nogtans kies ons om U te loof en te prys. Seën hierdie persoon vandag. Asseblief, Here, ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Weet dat jou beste lê nog voor. Totsiens, tot die volgende keer.